Vandag wil ek uit my hart uit met jou kom praat. Dit het my 3 jaar geneem om goed genoeg te voel om 'n idee wat so lank en so diep in my hart is, te deel en om die moed bymekaar te skraap om die leeftydskrif te bel en vir hulle te vra of hulle dit saam met my wil doen. En ek het die telefoon opgetel en ek het vir Christine gekontak en ons het 'n afspraak gemaak en ek het gedink, joh, ek gaan baie moet praat om hierdie vrou te oortuig wat hier in my hart is om dit saam met my te doen en binne 5 minute het sy ja gesê. My naam is Veronica Olivier en ek is 'n multidissiplinêre kunstenaar. Ek woon in Heidelberg in Gauteng. En vir 3 jaar hou ek my vriendin Alvira dop met die kroningsgeleenthede wat sy doen. En elke keer as ek 'n foto op Facebook sien en ek sien hoe sy 'n kroon op iemand se kop plaas, dan dink ek, dit moet 'n materiaalkroon wees. So ek het toe die konsep ontwikkel om 'n naweek te begin waar vroue net kan kom kuier en kan asemhaal en net rustig kan raak en net hulle self kan wees. Vergeet van werk. Vergeet van al jou verantwoordelikhede, want wanneer laas het ons dit vir onsself gedoen? Ons is so geneig om te fokus op ons verantwoordelikhede, op dit wat ons moet doen, op dit wat elke dag in ons lewe gebeur, en ons vergeet van onsself. So ek wil jou uitnooi om vir die naweek saam met ons te kom kuier in Heidelberg. So Gekroon is gebore uit al die idees wat altyd in my kop rondmaal. Dit is nie net 'n kreatiewe werkswinkel nie, dit is ook nie 'n kerkkamp nie. Dit is 'n naweek waar jy net jouself kan wees. Ons gaan afskop met 'n dorpstoer, want ons woon in die mooiste dorpie in die platteland, met 'n ryk geskiedenis. Ons gaan afskop die naweek met 'n dorpstoer. Ons gaan kuier by die winkeltjies en die vriendelike mense wat in ons dorp woon. En Saterdag gaan ons net wees. So Saterdag is 'n kreatiewe dag. In samewerking met Bernina Suid-Afrika gaan ons die mooiste krone maak met handwerk. En as jy nie wil handwerk doen nie, daar sal masjiene wees waarmee jy kan werk. So ja, en dan die Sondag gaan my vriendin Alvira haar gedeelte doen. Dit is vir my so wonderlik om te weet dat die tydskrif dit saam met ons doen. En ja, ek wil jou uitnooi om saam met my hierdie ervaring te kom deel. Dit is iets wat diep in my hart is, want self het ek maar baie struikelblokke in my lewe gehad, self het ek baie seer ervaar. Maar die Here het my geseën met talente en gawes om te kan doen wat ek elke dag doen, en ek wil dit nou met julle kom deel. So ek hoop om julle die naweek van 18 tot 20 September te kan ontmoet en dit wat in my hart is met julle te kan deel. Ons lewe het soveel fasette. En as ek begin terugdink waar my storie eintlik begin het, kom by my op toe ek 'n baie klein dogtertjie was, baie klein, ek dink seker 3 jaar oud, het ek een van my ma se poppe gekry. En hierdie pop het al begin disintegreer van ouderdom, nie soos ons vandag se poppe wat lank hou nie. En my lekkerste was om hierdie pop reg te maak. Waar die lapgedeeltes begin disintegreer het, het ek met pleisters om vasgeplak en toegeplak. En my ma het my geleer om klere te maak, popklere te maak, waar ek langs haar gesit het, was sy dikwels naalswerk gedoen het. En met myself was dit 'n storie van, as ek nie lekker voel nie, dan het ek vir my kussing gemaak. En so het ek altyd laslappies gesoek en stukkies lap gesoek wat vir my mooi was, om iets van te maak. En so het ek van baie kleins af al klere gemaak, en toe my dogter getroud is en op die ou end 'n plaasvrou geword het, het ek in 'n geval gesê, maar maak net vir jou 'n mooi kussing. En so het ek my naaldwerkmasjien vir haar gegee, my ou naaldwerkmasjien vir haar gegee. En sy het begin om 'n klerereeks te begin. So weet ek dat daar niks is wat vir mens meer vreugde gee en genesing bring, is wanneer jy goed met jou hande begin doen nie. Toe ek
moes besluit wat ek wil gaan doen met my lewe, was kreatiwiteit seker die keuse wat ek kon maak om op die ouend arbeidsterapie te swat, want dit het die twee goed bymekaar gebring. Dit het genesing en kreatiwiteit ineengesit. En hierdie naweek wat Alvira en Veronica reël, maak my baie opgewonde in my hart, want dit voel vir my amper of dit die prentjie is wat ek het vir elke vrou. Om deur kreatiwiteit te sien dat daar absolute genesing is wanneer ons met ons hande begin werk. En wanneer ons kan sit en absoluut in vrede en rus wees, en waar dan nie enige afsluiting is van ander goed wat ons nog moet doen nie. Cornerstone House, wat Alvira en Veronica gekies het as spasie waar ons gaan werk, het in 2004 deel geword van ons lewe, en die hart wat ek vir die spasie gehad het, is genesing, healing en health. En dit is ook wat ek daar doen vir die afgelope 20 jaar, waar ek met vrouens werk met innerlike genesing, en waar ons regtig sien waar Vader, sonder dat ons vreeslik vreemde goed hoef te doen, net kom en ons bedien in ons harte. En dis wat ek vir julle gun vir hierdie naweek, dat julle kan sit, dat julle die mooi kan geniet. Christine het spesifiek die datum gekies, omdat dit seker die mooiste tyd is in Heidelberg, met bloeisels en nuwe groen blare wat uitloop in die akkerbome, en die gras word groen, en dis sommer net, dis mooi. Groen is ons deel van daai naweek, en ek dink dit verteenwoordig ook nuwe lewe en nuwe groei vir elkeen van ons. En dis wat ek vir julle gee. Dis wat ek vir julle gun met daai spasie, met die gastehuis self, het ons dit so gedoen dat vrouens 2-2 'n kamer kan deel, of alleen in 'n kamer kan wees. Soms is dit lekker om na die einde van 'n dag net met 'n vriendin of 'n sussie te kuier en te deel dit wat vir jou kosbaar is. En met die krone wat ons gaan maak, ek sien so uit om elkeen se inisiatief en persoonlike stempel te sien op jou kroon. En dit is nie net iets wat vir 'n naweek gemaak word nie, maar is iets wat jou deel gaan wees vir die res van jou lewe. En elke keer, as jy nie lekker word nie, dan sê my dogters altyd, sit vir jou rooi lippe aan. Maar ek wil sê, as jy nie lekker voel nie, kyk in jou spieël en sit jou kroon op. Want jy is gekroon, jy is kosbaar. You are crowned with glory and honor. So ek is opgewonde om julle daar te sien, en ons gaan julle verwelkom, en dit gaan vir julle 'n heerlike naweek wees. Ek is so opgewonde om deel te wees van iets wat as stukkies nou bymekaar kan kom. Daar's daai ou liedjie wat sê, daar's 'n lap op die ashoop gegooi. En ek dink elke liewe meisiekind en elke liewe vrou het al ergens in hulle lewe so gevoel. En toe my vriendin Veronica my gebel het en vir my gesê, "Dorie, hier is wat sy beplan." En hulle het ja gesê, dis ek soos, "Hoorie, wie gaan vir jou nee sê?" En dit is so mooi, sy het my vertel hoe sy sien hoe stukkies van elkeen se lewe as stukkies lap bymekaar kom. En op die ou einde maak dit ons kroon. Ons stukkies van ons lewe maak ons lewe. Ons stukkies van ons lewe maak ander mense heel. Ek het een keer 'n ding geskryf oor waar mense stukkies lap bymekaar bring, mense wat goed quilt. En almal maak 'n blokkie. Maar as jy nie genoeg blokkies het, het jy nie 'n volle kombersie nie. En ons elkeen maak mekaar weer warm, ons as vrouens. So in September gaan ons kreatief wees en ons gaan die Sondag gaan ons hier in Ignite Breakout Room gaan ons bietjie profeties raak. Nou vir die van julle wat dalk nie weet wat profeties is nie, julle hoef nie bekommerd te wees nie, julle gaan nie skaam kry nie. Jesus is nie in die besigheid om jou skaam te maak nie. Maar Jesus wil kom testify oor jou hart. Nou van die van julle wat Crown International ken, sal weet dat as jy dalk al 'n getekende kroon by my gekry het, dit spreek in jou hart in. Nou, waar ons van die wêreld sê, dit moet blink en pragtig wees, dan hou ons baie keer nie die krone wat Veronica het toe gesê, dit moet 'n lap kroon wees. Hoe cool is dit, waar jy stukkies van jou lewe bymekaar sit, om weer te sien wie jy eintlik is, want dis eintlik goed genoeg. Jy is goed genoeg, want Jesus het jou gemaak. So vir die vrou wat uitgerafel voel, wat voel sy is nie genoeg nie, wil ek vandag vir jou sê, jy's kosbaar, jy's hooggeag, jy's diergekoop, jy's wonderlik en wonderbaarlik geskape
vir 'n tyd soos hierdie. Soos jy voel, jy moet jou kop bietjie optel, jou skouers bietjie weer optel. Of jy ken dalk iemand in jou lewe wat dit kort. Ek weet ons almal kort dit van tyd tot tyd en sommige tye meer, sou ek sê. Hierdie naweek is vir jou. Kom, sit jou selfoon neer, sit jou to-do-lys aan die ander kant toe neer. Pappa gaan okay wees met die kinders. Beloof jou. Hy is eintlik tot meer in staat as wat jy ook sal dink. En dan beaam jy hom ook sommer as die priester en koning en profeet van jou huis. So, wees gebless en ons hoop om jou daar te sien in September, hier in Heidelberg, in ons pragtige dorpie. Blessings.